on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. This praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise when I feel it, I praise when I know. I praise 'cause I know you're still in control. Praise is a weapon, it's more than a sound. Praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And I won't be quiet, but God is alive. How can I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're son. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 'Cause I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? 'Cause I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? And praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Kom ons sit ons hande bymekaar. Here is my face, here is my kracht. Hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek hou. Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders. Gee
Prys die Here, o my siel. Want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe. Prys die Here. Prys die Here, o my siel. Prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe. Prys die Prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe. Prys die Here. Prys die Here, o my siel. Prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe. Prys die Here. Die Prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe. Prys die Here. Prys die Here, o my siel. Prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe. Prys die Here. Dit vanmôre voor ons in die volgende lied ingaan. Wil ek jou vra net vir 'n oomblik jou oë toe te maak. En net een ding vandag wat jy voor dankbaar is. Net vir hom dankie sê. Sê dankie Vader. So love you, Lord. So your mercy never fails me. So my days I've been held in your hands. It's from the moment I wake up until I lay my head, and I will sing all the goodness of God. Kom ons sing dit weer. I love you, Lord. So your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. It's from the moment I wake up until I lay my head, and I will sing all the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing all the goodness of God. So I love your voice. You have led me through the fire and
darkest night, you were close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God all my life, Lord. It's all my life you have been faithful. It's all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God all my life, Lord. It's all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down to surrender now, I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, Lord, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down to surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God all my life, Lord. It's all my life you have been faithful. It's all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Ons aanbid U, Vader. Ons loof U, ons prys U. Ons rig ons oë na U. U is waardig. Sê dit vanoggend saam. U is waardig. U is waardig. Amen. Dankie julle. Julle kan julle sitplekke inneem. Ons het 'n bietjie van 'n uitdaging met die elektrisiteit vanoggend, maar ek dink die band het baie goed gedoen onder die omstandighede. Ek skryf vir hulle 'n groot hande klap. Dit is baie keer lekker om sonder die hindernis van woorde te praise and worship. Dit is altyd lekker om net jou oë toe te maak en te aanbid sonder dat daar iets is wat dalk mooi is, wat mense aandag aftrek. Maar ek gaan vra dat ons helpers vir die offerhande so lank nader staan. En voor ons gee, wil ek ons graag lei in 'n gebed. Ons sluit ons oë. Vader,
alles wat ons het, is gawes van bo. Ons dank U vir ons voorsiening, vir die feit dat U vir ons meer gee as wat ons nodig het. Vader, seën almal wat vanoggend gee en mag die saad wat gegee is 'n groot opbrengs gee in U koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons gee vanoggend. Nou, baie welkom aan almal wat hier is. Ek weet dis nou skoolvakansie, maar dis baie lekker om in die huis van die Here te wees. En dan wil ons ook spesiale woord van welkom gee aan al ons aanlyn besoekers. Baie welkom julle. Dis lekker dat julle ons oor die internet join. Ons weet dat die Heilige Gees daar is waar jy is en dat die Heilige Gees sommer deur die skerms kan beweeg en jou aanraak, of jy nou op jou foon kyk 'n paar dae van nou af of maande of jare later. Die Here werk nog steeds en ons glo dat die Heilige Gees jou gaan aanraak, net daar waar jy is. So maak sommer 'n melding van waar of jy inskakel. Dit is altyd lekker om te sien waar die Here beweeg. En dan wil ek ook 'n baie groot welkom gee aan al ons eerste keer besoekers. As jy hier is vir die eerste keer hier in die huis, steek asseblief jou hand op. Ons wil graag vir jou ietsie gee. En ek gaan vra dat almal 'n groot handeklap gee om die mense te verwelkom. As hy, dankie. Ons het 'n paar afkondigings, so julle kan lekker mooi luister. Hierdie is 'n preek in sigself. Geen koffie en koeldrank of water meer in die kerk nie. Dis 'n moeilike een om mee te begin. Ja. Ons het nou matte wat ons in die kerk sit en ons wil hulle graag so mooi hou, so lank moontlik. As jy 'n waterbottel bring, is jy welkom om die water saam te hê, maar ons gaan vra dat koppies en bekers asseblief nie in die kerk ingebring word nie. Julle is baie welkom om dit buite daar by die koffiewinkel of by die kombuis te gaan geniet. Kuier lekker saam met ons na die tyd. Dit is een van die goeders wat belangrik is vir ons, is dat mense saam kan kuier voor en na die diens. Ons wil dit glad nie verloor nie. En dan het ons 'n senior geselligheid. Dit klink baie lekker. Die 15de Oktober, 9:30 vir 10 by die kerk in die Kruiskiets tent, gaan daar 'n baie lekker kuier wees vir die senior bediening en dit is oop vir almal. Maak asseblief kontak met Elaine Prinsloo of gee jou naam by die info toonbank. Ons gebed maandag aande 6:00 gaan reeds of steeds aan in die vakansietyd. Moet dit nie mis nie. So môre aand is daar 6:00 weer gebed hier in die kerk. Bring asseblief jou joernaal, jou Bybel en enige gebedsversoeke. Dit kan 'n foto of selfs 'n besigheidskaartjie wees. Kom bid saam met ons as 'n gemeente en beleef hoe God kragtig werk deur ons gebede. Ons het 'n huweliksnaweek hierdie kwartaal wat nou kom met Dr. Gustaf Gous. Dit begin die 31ste Oktober en dit gaan aan tot die 2de November. Dit is R200 per persoon. Sluit ligte aandete in en 'n ontbyt in en kry jou kaartjie op Quicket. Ek sien baie uit vir hierdie. Ek dink dit gaan 'n amazing geleentheid wees. Ons mannebediening begin weer donderdag die 16de Oktober. So nie die donderdag nie, die een daarop. En neem kennis, ons het tegniese uitdagings met die app op die oomblik. Totdat dit herstel is, kommunikeer ons en registreer ons op WhatsApp en op ons sosiale media. Julle kan ook die kerkkantoor bel as julle enige inligting soek of hulp nodig het. So ons het die afgelope 2 weke nuwe lidmate gesprekke gehad en ons verwelkom vanoggend
ons nuwe lidmate. Ons sal graag vir julle die foto wys en ons kan dit aanlyn doen, maar ons kan net verbeel dat hulle daar is. Kom ons gee vir hulle 'n groot hande klap. Is vir ons baie lekker. Die nuwe lidmate is deel van die familie. Hulle is vir ons baie belangrik en ons gaan julle foto's wys. Moet nie nou dink julle het julle kans gemis nie. En ons gaan sommer inval reg in die woord en ons gaan nagmaal aan die einde van die diens doen. Maar om oor hierdie tema te preek, eintlik hierdie hoofstuk te preek is dalk 'n bietjie moeilik want hierdie is een van die moeilikste hoofstukke om 'n boodskap oor te gee, juis omdat dit so geliefd is. Juis omdat dit so bekend is. En ek dink ons val maklik in 'n plek waar ons dink ons het al iets gehoor en dan wanneer ons hoor, okay, hy preek oor hierdie stukkie in die Bybel, dan gaan ons in screensaver mode in. Ons hoor dit in met die een oor, uit met die ander oor. Ons word passief want ons dink ons weet wat daar aangaan. En ek weet ek is baie skuldig daarvan en ek dink dis vir almal van ons so, hoe meer gereeld ek iets sien, hoe makliker kyk ek dit mis. En ons kan dit vergelyk aan die sterre. Dink aan die sterre. Ons het amper elke aand die geleentheid om die sterre te bewonder. Ons het elke aand die geleentheid om onsself te verloor in hoe mooi die sterre is. Maar wanneer laas het ons tyd gemaak om dit mooi te bestudeer, om dit te waardeer? Wanneer laas het jy gekyk vir die sterre net om dit te waardeer? Kyk, dalk is daar iets buitengewoon gebeur, soos wat 'n paar weke terug die maanverduistering gebeur het. Dalk sal ons dan kyk en tyd maak, maar as dit nie uit die norm is nie, dan is ons redelik gewoond daaraan. Maar ek kan vir julle sê, gisteraand se sterre was ook mooi. Ons het dit net 'n bietjie gemis. Ons het dit nie raak gesien nie, want ons is so gewoond daaraan. En ek gaan vanoggend Psalm 23 lees. En ek weet, almal van ons ken dit dalk tot 'n mate. Maar bly so lank asseblief saam na Psalm 23 toe ons gaan dit lees. Partykeer, net soos wat ons die sterre amper minag omdat ons dit gewoond is, doen ons dit met die Bybel. Ons word so gewoond aan iets, dat ons blind raak vir die mooi, die pragt wat in 'n vers staan. En wat so helder word in die Bybel, word so alledaags. Ons sien nie meer die waarheid raak nie, omdat ons dit al te veel gesien het. Nou was 'n skrywer, Athanasius, wat so 300 jaar na Christus geskryf het, en hy skryf oor die Psalms, en hy sê, die meeste Bybelboeke praat met ons, maar Psalms praat vir ons. Dis mooi gesê. Nou Psalm 23 is een van daardie gevalle, dit gee vir ons woorde, dit gee die bewoording van 'n mens wat geliefd is by God. Charles Spurgeon het baie gesê oor Psalm 23 en hy het geskryf, dit is die parel van die Psalms. Hierdie Psalm is vir 'n rede die mees bekende hoofstuk in die Bybel. Nou ek wil julle aanraai, wanneer ons nou Psalm 23 lees, moet nie in screensaver mode ingaan nie. Moet nie passief nou net luister nie. Ek wil vir julle aanraai, hoor van vooraf wat dit vir jou sê. En hoor wat dit vir jou kan bedoel. Kom ons lees, Psalm 23, ek lees uit die 53 vertaling. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg
al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Ek hou van die metafoor van sterre vir verse. Elke vers wat ons hier lees, is 'n ster wat deur generasies die mooiste manier getuig van God. Dit laat my dink aan wat Martin Luther gesê het oor hierdie Psalm. Martin Luther het gesê, elke vers is 'n klein Bybel. Daar is 'n sterrestelsel in elke vers. En dit wag net om bewonder te word. Elke woord kan vir ons soveel openbaar van God se heerlikheid. Moenie dat julle dit mis nie. Moenie dat hierdie groot, pragtige waarheid vir julle verbygaan nie, net omdat julle die hoofstuk ken nie. 'n Skotse predikant het dit so gesê, Psalm 23 is the most well-known psalm, but it is not known well. Ons gaan elke vers stukkie vir stukkie analiseer en deur die Hebreëus gaan vir dit woord vir woord. En my gebed vir julle is dat julle die Here van Psalm 23 ervaar. Ons lees weer vers 1, hierdie keer uit die 2020 vertaling, uit 'n Psalm van Dawid, die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. En baie van die psalms in Afrikaans begin met die woorde, 'n Psalm van Dawid of Asaf of wie ook al dit geskryf het. En hierdie is baie belangrik, daai is nie verniet in die Bybel nie. 'n Psalm is 'n lied. Dis digkuns. Dit is iets wat met musiek gesing word en as ons dit so lees, dan moet ons besef, dit is geskryf as digkuns. En Hebreëse digkuns is opsetlik geskryf om oop te bly. Dit is baie belangrik. Dit is nie geskryf om vasgevang te word in net een betekenis nie. Dit gebruik opsetlik woorde wat 2 betekenisse of 3 betekenisse het. Dit is om die hart van elke leser op 'n unieke manier aan te spreek. Hoe jy Psalm 23 gaan ervaar, gaan anders lyk as iemand anders en nie een van julle is verkeerd nie. Daar word nie net een uitleg afgedwing nie. Mens kan verlore raak in die psalms as mens hierdie besef, want daar is soveel diepte in hierdie een hoofstuk. En so die hoofstuk wat begin deur te sê, dit is 'n Psalm van Dawid. Ons moet besef, as dit sê dit is 'n Psalm, dan moet ons dit eers kan voel, voordat ons dit analiseer. Ek dink baie keer sit ons vas in, wat is die kognitiewe, wat is die logiese trant van hierdie vers of hierdie Psalm, maar mens moet dit eers voel, voordat mens dit kan verstaan, veral in Psalms, is 'n baie emosionele boek. Nou, Dawid is die een wat dit skryf, en die naam Dawid is ook belangrik vir ons hier, so Dawid se naam beteken die geliefde. So die Psalm, ons kan dit so vertaal, die Psalm is die lied van die geliefde. Dit gee vir jou die konteks, en as jy daai konteks verstaan, dan is Psalm 23 nie net 'n mooi liedjie om te sing nie, dit is iets wat jy joune kan maak. En om dit joune te maak, moet jy dit lees met die wete, ek is geliefd. Ek lees nie dit as iemand wat God se liefde probeer verdien nie, ek lees dit as iemand wat reeds geliefd is. Die Here is my herder. Ek ly nie gebrek nie. Die beeld van die skaapwagter, die herder, is een van die mooiste in die Bybel. Die Hebreëse woord vir herder het 'n baie ryk betekenisveld, en dit verwys na die een wat voer, die een wat oppas, en dit word dikwels gebruik in die konteks van vee, soos skape en beeste en bokke. Maar daar's 'n dubbelsinnigheid ook in die Bybel waar dit ook verwys na
nabyheid, om mee geassosieer te wees. So dit in die een vertaling van die woord word dit gebruik as the best man at my wedding. Dis dieselfde woord, metgesel, jou beste vriend. En dit beklemtoon, jy is my ware vriend. Die vriendskap en herderskap kan nie onderskei word in hierdie vers nie. En David Gibson skryf, it is one thing to have a shepherd, but everyone has a shepherd. The question is, who is your shepherd? Almal van ons volg iemand, ons almal volg iets. En die vraag is, wie of wat volg jy? Op wie steun jy? Wat vertrou jy om jou veilig te hou? Agter wie skuil jy wanneer jy bang is? In wie vind jy jou identiteit? En agter wat kruip jy weg wanneer jy skuldig voel? Daardie is die tipe vraag wat jy moet vra, sodat jy kan weet, wie is jou herder? Dawid skryf en vestig dat die Here, die almagtige God, sy herder is. En dit is die fokuspunt van Psalm 23, die Here is my herder. Daai is die fokuspunt van alles wat in die Psalm volg. En ek dink ons kyk nou vas in die woord herder, en dis pragtig, en ons moet daarna kyk, maar ons moet eers ook kyk na wie is die herder? Dawid sê dit is die Here. Nou, as julle kyk, party vertalings in julle Bybels voor julle gaan julle sien, dis die woord Here in klein hoofletters geskryf. Elke keer wat die Ou Testament dit doen, bevestig dit dat dit nie the Lord is nie, dit is eintlik Yahweh. Die naam van God. Dis hoe hy homself aan Moses voorgestel het by die brandende bos. En daai naam, Yahweh, beteken ek is wie ek is. Of ek sal wees wie ek sal wees. Dit beteken hy is die een wat homself onderhou. Dis die een wat nie afhanklik is van enige iets nie. Dis wat die naam Yahweh beteken. En julle moet verstaan, dit is my herder. Hy wat niks nodig het nie. Hy is die een wat sorg vir alles wat ek nodig het. Dit sit die fokuspunt heeltemal op die Here. En partykeer fokus ons as Christene baie keer op die elemente van Christendom, soos hoe om effektief te praise en worship, ons daaglikse dissiplines, hoe om geloof te hou in moeilike tye en die hernuwing van denke en al daai dinge. En daai dinge is vreeslik belangrik. Dit belyn ons met wie God is. Meeste van my preke selfs gaan oor daardie dinge. Maar as ons nie weet wie God vir ons is nie, met wat belyn ons onsself dan? Dit is goed om te weet om te praise en worship, maar jy moet weet wie jy praise en worship. So die vraag wat baie belangrik is vir ons om te vra is, wie is God vir my? A.W. Tozer het geskryf en gesê, who God is to you is the most important thing about you. As ek weet wie die Here is, dan gaan die res van my lewe anders lyk. Dan gaan dit bepaal hoe ek praise en worship. Dit gaan bepaal hoe ek my denke hernuwe. Dit bepaal wat ek van die lewe verwag. Wie is God vir jou? En as jy verstaan wie God is, dan sal jy besef wat dit eintlik beteken om te sê, die Here is my herder. Die kerndeel van daai vers is die woord my. Die feit dat God my herder is. Ons noem ons die my, jou, daai tipe woorde in Afrikaans noem ons persoonlike voornaamwoorde. Martin Luther het geskryf daaroor en hy het gesê, die soetheid van die evangelie lê in die persoonlike voornaamwoorde.
Die soetheid van die vers, die Here is my herder, lê in die feit dat die Here my herder is. Is nie net herder nie, hy is myne. Die Here is 'n herder en hy is myne. Dis wat daai vers sê. Daar is 'n belangrike deel van die evangelie wat ons daar moet raak sien. Die Here is nie net herder nie, hy is my herder. Dit beteken hy soek nie net kennis van hom nie. Hy soek persoonlike, intieme verhouding. Hy moet ons sin wees. Dis hoe hy werk. God se uitnodiging is altyd persoonlik. Verhouding met God is direk. Iemand het altyd gesê, God het nie kleinkinders nie. In ander woorde, ek kan nie die Here dien deur my ouers of deur die pastoor nie. Ek moet 'n verhouding met die Here hê op my eie. Ek self, ek direk moet met God kan praat en verhouding hê. God het nie kleinkinders nie. En in die tweede deel van die vers sê die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. Die Hebreëse digkuns het 'n interessante ding wat ons noem parallelisme. Ek weet nie of julle al in Spreuke gelees het nie, maar partykeer dan voel dit asof die skrywer dieselfde ding 2 keer sê. My seun, ag wat ek vir jou sê, my dogter, luister wanneer ek praat. Dit is amper asof hy dieselfde ding 2 keer sê. Nou dis dieselfde in Psalm 23, net in 'n klein bietjie van 'n ander manier. Dis nog steeds parallelisme, maar wat dit in hierdie vers beteken is, ons kan dit so vertaal. Hoor hierso. Die Here is my herder, daarom ly ek nie gebrek nie. The Lord is my shepherd, therefore I shall not want. So wat hierdie vers sê is, omdat die Here myne is, sal niks my ontbreek nie. As ek hom het, dan het ek alles. Hy is myne. En daarom het ek reeds alles wat ek wil hê. En een vertaler, hier is vir my baie mooi, hy het dit so geskryf. The Lord is my shepherd. What more do I need? Daai selfe vertaler het in New York rondgeloop en hy het 'n winkel gesien en op die winkel was daar 'n groot plakkaat wat gesê het, if we don't have it, you're better off without it. Dis my nogals funny. Maar hy sê toe hy dit lees, toe verstaan hy vir die eerste keer wat beteken Psalm 23 vers 1. As ek dit nie nou het nie, het ek dit tog nie eintlik soveel nodig nie. Want my herder weet wat ek regtig nodig het. Ek het alles wat ek nodig het. In die moderne kapitalistiese wêreld sit ons 'n baie sterk klem op materialisme, meer as ooit tevore. Jy moet hierdie hê, jy moet daardie hê, jy moet hierdie ding koop, jy's nie reg totdat jy hierdie ding besit nie. Kenneth Bailey het geskryf en gesê, ek lees hierdie vir julle, die hele ekonomiese stelsel is gebou daarop om soveel moontlike begeertes te skep en dan om daardie begeertes te bevredig. Die doel is dus om begeertes te skep en dan dat mense gevolglik daardie begeertes ervaar as noodsaaklikhede. Ons in ons materialistiese wêreld kan baie vasgevang word in die dinge wat ons nie het nie. Ons sit vas met wat ons dink ons nodig het, maar nie het nie. Maar Psalm 23 is 'n oase in ons materialistiese wêreld. Die Psalm nooi ons om te stop en om te rus. Dit nooi ons om die vergenoegdheid wat ons in God het, weer in te neem. Dit nooi ons om opnuut die Here weer te ervaar as herder. Nou, sonde, as ons praat oor sonde is in 'n manier presies dieselfde as daai geldgierigheid. Ons soek vervulling, ons soek liefde, ons soek mag
op die verkeerde plekke. Dis wat sonde is. Sonde is 'n simptoom van 'n siekte, 'n wond waar ons nog genesing soek, 'n pyn wat ons probeer verdoof. Al is dit net tydelik, ons weet dit. Gabor Maté het geskryf in sy boek oor verslawing en gesê, moenie vra wat is die verslawing nie, vra waar is die pyn. As ons kan sien hoekom iemand verslaaf is, kan ons die pyn genees. En die verslawing sal krag verloor. Alles sondes wat ons doen, is eintlik ons manier, ons menslike manier om troos te soek. Mense gaan soek troos in 'n bottel. Mense gaan soek liefde en aanvaarding op die internet. Maar dit gaan nooit vervulling bring nie. Hierdie Psalm 23, nooi ons om te sê, jy hoef nie daar meer te soek nie. Wat jy eintlik soek, wat jy eintlik wil hê, wat jy regtig nodig het, is die herder. Hy wat hy aanbied, is die enigste plek waar ek regte vervulling en genesing kan beleef. Ek ly nie gebrek nie. Wanneer God myne is, dan het ek wat ek nog altyd soek. En ek dink ons weet dit, ek dink ons sê dit, maar wanneer laas het ons eintlik dit geglo? Is iets anders om te weet as om te glo. Glo is ek weet die sterre is mooi, om dit te glo is om te gaan kyk. Ek lees vir ons 'n gedig wat H.W. Baker geskryf het van Psalm 23. The King of love my shepherd is, whose goodness faileth never. I nothing lack if I am his, and he is mine forever. Dis pragtig. En as die Here my herder is, dan is ek nie net versorg nie, ek is veilig, ek is gesien, ek is geliefd, en die res van die hoofstuk van Psalm 23, kyk die hele tyd terug na die Here is my herder. En die vers 2, vers 3, vers 4, vers 5 en vers 6 verduidelik hoe dit lyk wanneer die Here my herder is. Ons gaan vers 2 toe. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy laat my lê in groen weivelde. Daar is meer as genoeg in een plek. Ek hoef nie rond te beweeg, ek kan lê, ek kan rus, ek kan ontspan. Die skape hoef nie meer te soek vir iets wanneer hulle lê nie. Ek en jy hoef ook nie op 'n ander plek te gaan soek vir wat ons nodig het wanneer die Here ons lei nie. Alles wat ons nodig het, is net daar. Net daar waar die Here ons lei. En dit vat geloof. Dit vat geloof om te sê, ek weet ek het altyd my troos hier gesoek, maar nou kry ek dit by die Here. Ek weet ek het altyd my pyn verdoof met daardie ding, maar nou het ek geloof dat die Here my daar gaan genees. Ek ervaar regte rus wanneer ek weet die Here is myne en in hom het ek al my fisiese, geestelike en emosionele voorsiening wat ek ooit gaan nodig hê. Dis vergenoegdheid. Vergenoegdheid is 'n postuur wat jy inneem, 'n postuur van geloof wat die hele tyd kyk na jou herder. Nou ek wil iets uitlig. Albei Afrikaanse vertalings, die 2020 en die 53 wat ek vanoggend lees, sê die Here lei ons na waters waar daar rus is. Nou die Hebreëus is 'n klein bietjie anders daar, en ek wil sê die 2020 en die 53 het hierdie pragtig vertaal, ons niks fout met die vertalings nie, maar as ek een ding kom verander, sou dit die volgende wees. Die Hebreëus sê, hy lei my langs water waar daar rus is. Daar's 'n baie groot verskil in, hy lei my na waters waar daar rus is, en hy lei my langs waters waar daar rus is, en die verskil is dit. Ons maak 'n fout as ons dink dat rus die eindbestemming is. Die woord rusplekke beteken ook stilte binne jou siel,
of vrede. Dit is 'n fout as ons dink, ons gaan eendag wanneer ons doodgaan, vrede ervaar. Dis waar hierdie ding kom van rest in peace. Ja, ons glo rest in peace, maar daar is ons nie, ons limit dit as ons dink dat dit net eendag in die toekoms gaan gebeur as ons hard genoeg werk. Nee, die Bybel sê, ek lei jou langs waters van rus, waters van vrede. In ander woorde, dit is nie die eindbestemming nie, dit is die weg. Vrede is nie die eindbestemming nie, dit is hoe jy jou lewe gaan leef. Dit is hoe God jou lei. Ja, ons moet hard werk, maar vrede is nie die doelwit nie. Vrede is hoe ons by ons doelwitte gaan uitkom. Om stilte in ons harte te hê, is nodig om jou volle potensiaal te bereik. En dit is die herder wat die lawaai van die lewe kan stilmaak. Een van die Engelse vertalings van hierdie sê, He will make me lie upon lush green pastures and He will lead me by peaceful waters. Ek wil vanoggend vir ons iets interessant sê oor hierdie psalm, wat ek nie voorheen geweet het nie, maar hierdie psalm is profeties. Dit is 100% oor Jesus. Ek lees graag vir ons hierso Markus 6 vers 31 tot 32. Jesus sê toe vir hulle, kom julle saam na 'n verlate plek en rus 'n bietjie op julle eie, want daar was baie mense wat voortdurend gekom en gegaan het. Hulle het selfs nie eers kans gekry om te eet nie. En hulle het in 'n boot vertrek en na 'n verlate plek gegaan om op hulle eie te wees. So Jesus sien sy disippels, hy sien hoe hard werk hulle en hy's 'n goeie herder. Hy sê vir sy disippels, kom saam met my, kom ons gaan rus. Julle het nog eers geëet nie, kom ons gaan eet, kom ons gaan rus. Maar dan gebeur ietsie. Hulle klim op hulle boot, die stille waters. En toe hulle aan die ander kant kom, toe was daar 'n menigte mense. Ons lees van Markus 6 vers 33 tot 34. Maar baie mense wat hulle sien vertrek het hulle erken en te voet van al die dorpe af daarheen gestroom en nog voor hulle daar aankom. Toe Jesus uitklim, het hy die groot skare gesien en hulle innig jammer gekry, omdat hulle so skape sonder 'n herder was. En hy het begin om hulle uitvoering te onderrig. Jesus se herderhart is nie iets wat hy kan aan en afsit nie. Dit is wie hy is. Dis nie 'n emosie wat opkom nie. Jesus is die herder. En as hy sien dat mense ly, dan kan hy nie anders as om in te tree nie. Dit is konstant wie hy is. En hierdie is die storie, ek gaan nie diep daarin ingaan nie, maar dit is die storie waar Jesus die menigte mense voer. Ek lees vir julle iets in vers 39 wat interessant is. Jesus het hulle opdrag gegee om almal in groepe op die groen gras te gaan sit. Toe ek geswat het, toe moes ons hierdie hoofstuk oor en oor en oor analiseer en deurkyk, en die een vraag wat nie een van ons kan antwoord nie, is hoekom meld die Bybel dit, dat die gras groen is? Jy neem aan die gras is groen. En dit is eers as ons die herderskap, die herderhart van God hier raak sien, dan sien ons, hierdie praat eintlik van Psalm 23. Jesus het hulle op die groen gras laat sit, net soos wat Psalm 23 sê. In groen weivelde laat hy my rus. Ons lees in Johannes 10 vers 9 tot 11. Jesus sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan, en hy sal veiding vind. Ons ken die volgende vers. Die dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en lewe in oorvloed. Die vorige vers
gebruik hy die beeld van weiding, wees hy 'n skaapwagter. Hier praat hy van, hy gee lewe en lewe in oorvloed. Kyk vers 11, ek is die goeie herder. En die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Jesus sê, hy gee vir ons lewe en lewe in oorvloed. Sy lewe weerspieël so Psalm 23. Ons kan sien, en ons kan dit inlees, Jesus is my bron van sielsstilte. Jesus is my sielsrus. En in sy herderskap het ek nie net lewe nie, ek het lewe in oorvloed. Geniet julle Psalm 23 so ver. Amen. Julle moet so sê. Vers 3. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Weereens is hierdie een van daai verse wat baie parallelisme het. Ons kan dit so vertaal. Hy gee my nuwe lewenskrag omdat hy my op die regte paaie lei. In ander woorde, ek ontvang nuwe lewenskrag soos wat ek Jesus volg as my herder. Die woord lewenskrag is die Hebreëse woord nefesh, 'n baie bekende woord, baie gebruik in die Bybel, en dit het baie betekenisse. Jy kan dit vertaal met jou lewe, jouself, jou menswees, jou begeertes, jou emosies, en selfs jou aptyt, jou lus vir die lewe. En dit verwys na die kern van wie jy is, jou innerlike bestaan, jou bewuste self, as ek dit so kan sê, en jou diepste drange. As God my herder is, dan bring hy my lewenslus terug. Hy gee vir my weer iets om vooropgewonde te wees, 'n lewensdrang, 'n rede om uit die bed uit te spring in die oggend. Hy gee vir my 'n lus vir wie hy my gemaak het om te wees. En terwyl mens hom volg, dan lei ons op die regte paaie. Nou, die Hebreëus hier is die mooiste beeld. Ek wil hierdie vir julle 'n bietjie inkleer, moet dit nie mis nie. Die Hebreëse woord is nie eintlik paaie nie, dit is die sirkelroetes, die sirkelpaadjies wat bokke en skape volg teen 'n berg op. Hulle volg dit teen die hange van die berg op, hulle gaan nie direk boontoe nie, dit is nie roekeloos nie, dit is nie reguit nie, dit is half om en om en om. En dis die Hebreëse woord wat hier gebruik word. En dit is 'n veilige roete, maar jy moet baie meer geduldig wees. En die Bybel meld dit en sê, dit is hoe die Here jou lei. Vir ons kan dit baie keer voel asof ons in sirkels gaan in die lewe. Ons gaan om en om en om. Maar ek wil vir julle so sê, die doelwit is nie om bo op die berg te kom nie. Die doelwit van die skaap is om naby aan die herder te wees. En as ek die herder volg, dan gaan ek eendag terugkyk en besef ek is baie hoër as wat ek ooit in my eie krag sou gewees het. Die Here lei my hoër. Maar die fokuspunt is nie hoe hoog ek is nie, die fokuspunt is my nabyheid aan my herder of my vriend, soos wat daai vertaling sê. Partykeer voel dit asof ons wil opgee, want ons is al hier deur, ons gaan in sirkels. Moet nie opgee nie. Hou vas aan die herder. Hy weet waartoe hy gaan. Vers 4, selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. En elke persoon, almal van ons wat hier sit, gaan
deur tye van pyn. En daai tye is uniek. Jou pyn is uniek, my pyn is uniek en ons wil dit ook so, nie almal se omstandighede is dieselfde nie, maar kom ons sê dit was, omdat ons uniek is, sou ons ook daai omstandighede anders beleef. So dieselfde pyn kan vir iemand anders voel. En jou vallei lyk nie soos my vallei nie. My kloof is nie soos jou kloof nie, maar dit maak nie saak hoe styl en donker die kloof is nie. Die belofte is vir ons almal dieselfde. Ons herder is by ons. Ons is nie bang nie, ons is veilig. Daar is niks om te vrees nie. Wanneer mens die dood in die oë kyk en mens sien die Here, dan dryf daai liefde alle vrees weg. En ons kan die dood in die oë kyk sonder vrees, want U is by my. Die frase U is by my, die hele Psalm verander. Tot nou toe het ons van God gepraat. Ons het van die herder gepraat. Maar nou verander die Psalm en nou praat ons met die herder. U is by my. Die pyn wat ons deurgaan in die lewe, die pyn van die vallei en die kloof, is 'n uitnodiging om nader te kom aan die Here. Nader, sodat ons nie meer praat van God daar nie, ons praat nou, is amper asof ons fluister. U is by my. Die nabyheid verander met lyding. So alle lyding is 'n uitnodiging om nader aan jou herder te beweeg. U is by my. En soos die 2020 vertaling sê, U stel my gerus. Die valleie is nie net iets om te vermy nie. Ons moet dit ook sê. Dis in die valleie, ja, daar waar die gevaarlike diere is. Dis in die valleie waar die strome water is. Dis in die valleie waar die groen weivelde is. Partykeer, dit hang af waar ons in ons lewens is. Ons sien net een of die ander. Dis moeilik om albei tergelykertyd te sien. Maar vertrou jou herder. Hy sien al twee. Dit was in die diepste vallei, in die donker doodskaduwee, waar Jesus aan die kruis gehang het, waar hy ons sonde oorwin het. En in sy lyding het hy vir ons rus gegee. In sy seer het hy vir ons saligheid gebring. Die vallei is toe die plek van oorwinning. Vers 5. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Hier sien ons die beeld van die Here as gasheer. Die Hebreëus beklemtoon dat die Here 'n feesmaal voorberei voor my gesig. Dis aangesig tot aangesig, face to face. Die uitnodiging is om saam met God te eet, ten spyte van die wat my teenstaan, ten spyte van die redes wat ek nie die tafel kan deel met God nie, dek hy hierdie feesmaal vir my. En as ons nou aangaan waar dit sê, U maak my hoof vet met olie, dis mooi. Die Jode preek gereeld dat hierdie profeties geskryf is van die Messias. Die Messias beteken die een wat gesalf is, die een wat met olie gesmeer is. En dit kan ook vertaal word met U salf my. Nou, dit dra die beeld, die rede wat die vetterigheid so genoem word, en ons kultuur is dalk 'n bietjie vreemd, maar in die Bybel dra dit die beeld van die offers op die altaar, die brandoffers, die hele brandoffer was daar gesit, en wat oorbly is hierdie vetterigheid. En die mense het die vetterigheid aan mekaar gesmeer, want dit was 'n great tyd om 'n Israeliet te wees na die offers. En 'n ander beeld wat dit skep is die Pasga maalfees, wanneer die lam geslag is en die hele lam
moet opgevreet word. So daar is hierdie beeld, as ons praat van hierdie fees, wat ons met vetterigheid gesmeer is. Die naaste wat ek al in dit gekom het, is as ek lewer en netvet eet. Dis wanneer my gesig so blink, dan weet jy het lekker geëet. Dis die beeld wat Psalms hier vir ons skep. Dis is intiem, dis 'n aandete, daar's 'n maaltyd wat plaasvind, en Jesus is ons Messias. En hy het reeds gekom, die Jode wag nog dalk vir hom, maar ons wag nie meer nie, hy is by ons, en hierdie vers sê, dit is hy wat ons salf, dit is hy wat ons lam is, dit is hy wat ons fees is. Ons gaan vanoggend nagmaal gebruik, en dit is letterlik wat ons sê. Is dit nie sy vlees en bloed wat ons gebruik nie? Dan sê die vers, my beker loop oor. Daar's 2 vertalings uit die antieke vertalings wat ek gou vir julle hier wil lees. Die Syriese vertaling sê die volgende: U vul my beker en dit loop oor asof dit lewendig is. Die tweede vers is die Griekse Ou Testament, dit sê dit so: U beker maak my bly soos die beste wyn. En die beker wat God vir ons aanbied, is profeties van Jesus. Dit is lewende water. Dit is die nuwe wyn, soos wat ons dit van lees in die bruilof by Kana. Dit is die bloed van Jesus. Dit is die wyn van die nuwe verbond. My beker borrel oor van lewe en lewe in oorvloed. 1 Korintiërs 10 vers 16 sê so: die beker van danksegging, Paulus skryf hier oor nagmaal, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap van die liggaam van Christus nie? Ons gaan vanoggend nagmaal gebruik, maar voordat wil ek afsluit met die laaste vers. Nico, jy kan so lank opkom en ons seën met ligte musiek. In vers 6. Net goedheid en getroue liefde sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Die woord volg daar is dalk 'n bietjie 'n sagter vertaling. Goedheid en guns sal my volg. Is 'n bietjie sagter as die Hebreëse term. Want volg beteken ek bepaal hoe vinnig iemand my kan volg. As ek nou vir jou vra, volg my, en ek loop stadig, gaan jy stadig loop. As ek hardloop, gaan jy hardloop. Ek bepaal die pas. Maar die Hebreëse woord hierso sê dit glad nie. Die Hebreëse woord beteken om te jaag, om te vang. Ek kan so stadig drentel of so vinnig hardloop as wat ek wil. Sy goedheid en troue liefde jaag my na. En hy jaag my sodat hy my kan omhels met sy genade. God is chasing me down with grace. En dan sê dit, wanneer gebeur dit? Elke dag van my lewe, al die dae van my lewe. In ander woorde, wanneer dit goed gaan, wanneer dit sleg gaan, wanneer ek goed gedoen het, wanneer ek sleg gedoen het, die Here se genade storm in my rigting. Die skrywer sê dit so: God pursues me all the way home. Dis mooi gesê. Op die einde van die dag is ek net tuis wanneer ek tuis is met hom. Dit gaan nie oor die wet nie, dit gaan nie oor hoeveel goedjies jy probeer reg doen nie, dit gaan nie oor is jy waardig nie. Psalm 23 wys vir ons die evangelie. Dit verwys ons na Jesus en sê,
Sy liefde vang jou. As ons alles saamvat in Psalm 23 in 'n ander manier lees, kan ons dit so lees. Die Here is my herder, wat meer wil ek hê? Hy laat my opstaan, hy laat my ontspan op groen gras. Hy lei my langs die waters van vrede. Hy hernie my lus vir die lewe. Hy lei my op die sirkelpaadjies van geregtigheid ter wille van sy naam. Ja, al gaan ek deur tye van die moeilikste beproewing, het ek niks om te vrees nie. Want U is by my. U stok en U staf vertroos my en stel my gerus. U dek 'n feestafel vir my in die teenwoordigheid van die wat my wil onderdruk. U het my gesalf met die olie van U offerliefde. My beker loop oor met U wyn. Goedheid en troue liefde jaag my na elke dag. En ek sal bly terugkom om tuis te wees by U vir ewig. Ons gaan vanoggend nagmaal gebruik en ek wil almal nooi om vanoggend nie in screensaver mode te gaan nie. Dis die ding. Ons gebruik baie nagmaal en dis goed en is mooi en ons moet dit meer gereeld gebruik. Maar moenie verval in dis nog net 'n ander nagmaal nie. Kyk opnuut na die tafel wat God vir jou dek. Ons doen dit aangesig tot aangesig. Ek wil julle nooi, kyk opnuut die Vader in die oë. Dit is lekker reën wat nou val terwyl ons praat. Ek wil julle herinner, hy is die een wat al jou sondes vergewe. Hy is die een wat al jou trane afvee. Hy is jou herder. Hy is herder, maar maak hom jou herder vandag. Ons het 3 tafels, 2 voor, 1 daar agter. Ek gaan vra dat julle as gesinne of vriende saam nagmaal gebruik en vir mekaar bedien in gebed. En as jy iemand sien wat alleen gekom het, nooi hulle om saam met jou te bid en saam die nagmaal te gebruik. En ek gaan vir ons afsluit na die nagmaal, maar kom ons staan almal saam en beweeg tafels toe en kry vir ons wat ons nodig het. Amen.
shame on the cross, to the Lamb slain as atonement for us, to the Son who overcame the power of death, who we praise. It's for the stripes, for the wounds, for the beating you bore, for the tears, for the blood was willingly poured, for the merciful, wonderful majesty of your love. It's to the one who endured all the shame on the cross, to the Lamb who was slain as atonement for us, to the Son overcame all the power of death, who we praise. It's for the stripes, for the wounds, for the beating you bore, for the tears, for the blood that was willingly poured, for the merciful, wonderful majesty of your love. As we crown you, we fall face down and we worship. We all cry out, you're worthy, God. Yes, you're worthy. Dankie Here, U is die goeie herder, die een wat ons kom soek, die een wat ons lei, die een wat ons beskerm, en die een wat ons tuis verwelkom. Ons aanbid U, ons bewonder U, ons gee U al die lof en die eer, en ons kom opnuut en ons sê, dankie. Ons het alles wat ons nodig het in U. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê, mag julle God se stille waters ervaar, sien julle volgende week. As julle gebed nodig het vir enigiets, is julle welkom om vorentoe toe te kom na die diens.